Goeiemôre almal, dit is die 10de April, dis 'n donderdagoggend die jaar 2025 se lieflike dag. Deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons so 'n bietjie in Psalm 119 ronddelf. Daar's 176 redes om God se woord lief te hê. Nou in die Hebreëse alfabet is daar 22 alfabetletters en daar is 22 gedeeltes in Psalm 119 waardeur ons kan lees. Maar gaan nou nie al 176 verse vir ons lees nie. Die meeste verse in Psalm 119 volg hierdie patroon. 'n Rede om God se woord lief te hê, gevolg deur 'n voorbeeld, 'n resultaat of 'n les. Ja, dit kom neer op 176 verskillende redes om God se woord lief te hê. Ons het elke enkele een daarvan nodig. 'n Mens sal ver moet soek om enige ander skrifgedeelte te kry wat ons meer omtrent God se gebooie leer as wat hierdie Psalm doen. Dit was bedoel om gememoriseer, gesing en toegepas te word in die harte en in die gedagtes van die Israeliete en al God se kinders deur al die eeue heen. Die psalmdigter het Psalm 119 in die vorm van 'n akrostigoon, oftewel lettervers geskryf. Met ander woorde, elke reël van elke afdeling van die Psalm, elke 8 verse begin met dieselfde Hebreëse letter. Indien jy so 'n gedig in Afrikaans wou skryf, sou die eerste 8 reëls byvoorbeeld met 'n A moes begin, die tweede 8 reëls met 'n B ensovoorts. Vir elke alfabetletter is daar dus 8 redes om 'n mens in God se woord te kan verbly. Psalm 119 gebruik 'n verskeidenheid woorde om ons na God se opdragte te verwys en meer, sy wet, getuienisse, die weg, bevele, insettinge, gebooie, verordeninge en ook woord. Hoewel elke een 'n effens ander klem het, het die Israeliete wat hierdie Psalm gelees en gesing het, presies geweet waarna dit verwys. God se geskrewe wet, hoofsaaklik die eerste wetboeke van die Bybel, die eerste 5 wetboeke van die Bybel. Waarom so lank? Waarom so herhalend? Waarom so baie daarvan? Want die Torah was vir die Israeliete alles. Dit het hulle geleer, hoe God alles geskep het en die mens doelbewus na sy beeld geskape het, van God se liefde en sy mag en sy verhouding met ons, van sy genade, sy vergifnis en ook sy groot meesterplan, van sy aanwysings vir die liefde en die lewe, wat hulle moes doen om aan hom te behoort en wat sou gebeur as hulle nie aan hom behoort het nie, van Abraham, Isak, Jakob en Moses se getuienis, hoe normale mense ten spyte van hulle sonde en tekortkominge hulle geloof, leef, leer en verdedig het. God se woord skets God se identiteit waarop die Israeliete en gelowiges deur die eeue heen ook hulle identiteit gebou het. Ek gaan net vir ons een gedeelte lees in Psalm 119 en dit is Dalet vers 25 tot 32. My siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. My wee het ek vertel en u het my verhoor. Leer my u insettinge. Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. My siel drup weg van kommer, rig my op u woord. Verwyder van my die weg van leuns en verleen my genadiglik u wet. Ek het die weg van waarheid verkies. U verordeninge het ek voor my gestel. Ek leef u getuienisse aan. O Here, maak my nie beskaamd nie. Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want u verrein my hart. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie vir Psalm 119, Here, waar die hele alfabet vir ons u wet kom saambring, sodat ons daarin kan wandel. Here, nougeset kan wandel in u wet, u verordeninge, dit wat u vir ons daar gestel het. Ons mag nie 'n moord pleeg nie, ons mag nie valse getuienisse hê nie, ons mag geen ander afgod hê nie, ons moet ons ouers eer. Here, en so kan ons aangaan, ons weet, Here, u wet is in ons harte geskryf. Here, ons moet u lief hê eerstens, en dan moet ons naaste lief hê soos onsself. Here, en as ons hierdie gebooie van u onderhou, en as ons hierdie wetboek van u elke dag deurdink, daardeur lees, dit indrink, dit deel maak van ons lewe, ons dit uitleef, Here, is ons 'n wandelende Bybel,
'n woord wat die mense kan sien, maar hier's 'n verandering, of partykeer wanneer ons in 'n vertrek instap, dan verskuif die atmosfeer, dis asof iets in die atmosfeer gebeur het. Here, baie dankie dat die woord lewend is en kragtig is, en dankie dat u werk in die harte van mense. Here, my gebed is dat ons wat kinders van u is, regtig die woord so sal uitleef, dat ander mense kan sien, maar hier's iets omtrent hierdie persoon, en ek wil dit ook hê. En dat hulle sal vra, wat is dit wat jy het? En al wat ons het is Jesus in ons hart. Here, baie dankie dat ons in u kan glo, dankie dat ons u kan aanroep in tye van benoudheid, en dankie dat ons tot u net ere kan bring, ons u lof kan besing en sê, Here, u is groot, u is magtig. Here, en dankie dat u saam met my wandel, dankie dat u my by die hand hou, Here, dankie dat ek veilig is in die holte van u deurboorde hande. Here, ek wil u net loof en prys en eer. Here, dankie dat ek vir ander kan vertel vir u groot liefde vir my. Here, seën elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.